Goeiemôre gemeente, welkom by ons erediens vanoggend. Ons kyk vanoggend na die tema ken hom en mag jy in hierdie volgende uur ervaar dat jy die Here ken en dat hy jou ook ken en mag hy ons samekoms vanoggend seën. Kom ons word vir 'n oomblik rustig en stil voor die Here. Kom ons luister na die woorde van Psalm 139 en ons dra dit as 'n gebed vandag aan die Here op. Vader, U ken my. U omsluit my van alle kante. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met my, al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. As hy die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Amen. Ek groet jou vandag in die naam van die Here, hy wie jou ken en hy wat by jou is. Amen. As ons dan vanoggend in die gemeente weer 'n tiener het wat belydenis van geloof aflê, dink ons ook terug aan 2 weke terug toe ons groep belydenis afgelê het en ook aan laas Sondag toe Dominee Neels sy afskeidspreek gedoen het. En hy het die gedeelte uit Efesiërs 1 aangehaal en ek wil graag weer vers 15 tot 17 vir ons saam lees. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Dit is dan Dominee Neels se gebed en sy wens vir ons as gemeente dat ons die Here werklik sal ken. En so met ons reis deur Johannes in die laaste 4 maande is hierdie woord ken soveel keer gebruik. Johannes skryf en hy sê dat die Here ons ken en dat ons die Here ken. En Jesus skryf dan ook self dat hy die Vader ken en die Vader ken hom. Wat leer ons in die laaste 4 maande wat hierdie ken moontlik vir ons kan beteken? In Johannes 8 sê Jesus oor die Vader in vers 55, ek ken hom en bewaar sy woord. In Johannes 10 vers 14 tot 15 staan, ek is die goeie herder en ek ken my eie en my eie ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Jesus beklemtoon herhaaldelik sy volmaakte eenheid met die Vader en sê ook in Johannes 10 vers 30, ek en die Vader is een. En dan wil hy oortuig in Johannes 14, dit is hoekom, soos Jesus gesê het, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken, en van nou af ken julle hom en sien julle hom. Vers 11, glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Johannes wil vir ons kom uitlig dat die Vader en dat Jesus en die Vader een is. En Jesus wil vir ons kom uitlig dat as ons hom ken, ken ons sy Vader. Om Jesus te ken, is om die Vader te ken, want Jesus verteenwoordig die Vader. Hy verteenwoordig die Vader se natuur en sy heerlikheid. Hy is God self en die Vader het hom gestuur om verlossing vir die wêreld te bewerk. Jesus het gesê dat ons hom
sien en so die Vader raak sien, aangesien hy en die Vader in 'n perfekte en 'n verenigde verhouding is. Daarom is die verstaan van Jesus deur die dade, leringe en karakter van hom in sy tyd op aarde ook 'n manier om die Vader te verstaan. So ek en jy hoor uit Johannes uit, as ons God wil ken, kyk ons na die lewe van Jesus. En as ons Jesus leer ken, leer ons God se hart ken. Die tweede ding wat ons hier hoor oor ken, is dat ons die pad moet ken wat ons moet loop. En ons hoor dan in Johannes 14 vers 6 dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, en dat niemand na die Vader toe kom behalwe deur hom nie. Daar is net een pad wat ek en jy moet loop, en dit is die pad deur Jesus, saam met Jesus, agter Jesus aan. Dit is hoe ons in verhouding met God staan. En dan leer ons ook oor ken, dat ken is deur verhouding. Die kennis van God is nie bloot 'n intellektuele konsep nie, maar eerder 'n relasionele konsep. Om 'n gelowige te wees beteken om in verhouding met God te wees, in verhouding met die drie enige God. Die verhouding wat Jesus bied is een van intimiteit, en hy nooi ons as gelowiges uit om ons lewens met hom te deel. En deur met 'n verhouding met Jesus te staan, staan ons ook in 'n verhouding met die Vader. Deur Christus te ontvang, word gelowiges in persoonlike verhouding en gemeenskap met die Vader gebring. En ons hoor dit al so vroeg soos in Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En hoe lyk hierdie ken van God en hierdie ken van Jesus dan in ons praktiese lewe? Hoe pas ons dit toe in ons alledaagse lewe? Hoe gaan ons lewens lyk wanneer ons God ken? Eerstens gaan ons lewens gekenmerk word deur persoonlike transformasie. As ons Jesus se lewe bestudeer, sy medelee, sy genade, die liefde wat hy wys en betoon, sy geregtigheid, kan ons as gelowiges leer oor die karakter van God en hoe om 'n lewe te lei wat sy karakter weerspieël. Ons kan God toelaat om ons te kom verander en al hoe meer na sy beeld gelyk te word. En ons kan God se wil leer ken, net soos 'n kind wat 'n pa se wil ken, 'n kind wat weet wat 'n ma van hom verwag, so kan 'n gelowige weet wat die Here van hulle verwag en begin om te lewe soos wat hy wil hê. Jou lewe gaan dan so lyk dat God se wil in jou lewe geskied en dit gaan hom bly maak. Soos wat Dooms vir ons in sy gebed vir die gemeente gesê het, dat ons God werklik sal ken, so hoor ons vandag uit Johannes uit dat God se wil is dat ons hom werklik sal ken. Om Jesus te ken is om die Vader te ken. Hou aan leer van Jesus en jy sal God ken. Daar is net een pad om te loop en dit is die pad agter Jesus aan, saam met Jesus, waar hy ons lei en beskerm elke dag. Maak dan ook moeite met jou verhouding met die Here, want dit is hoe jy hom sal ken. En dan weet dat as jy in verhouding met hom staan, sal sy wil aan jou bekend gemaak word. Die Heilige Gees sal jou lei en jy sal in die wil van God lewe, al hoe meer en meer. Kom ek en jy gaan leef in afhanklikheid van God. Ek sluit graag vir ons af met die woorde uit Spreuke 3 vers 5 tot 6 uit. Eerste die boodskap: moenie dink jy weet altyd die beste nie. Begin eerder elke dag weer van voor af om die Here lief te hê en los tog al die slegte en verkeerde dinge. Vertel die Here alles waaroor jy dink, alles wat jy wil doen. Dan sal jy sien hoe hy jou help. So 'n lewenshouding sal jou baie gelukkig maak. En dan graag ook die 53 vertaling, die Tosius vertaling van Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons weer vandag
uit die woord uit kan leer, hoe ons U kan ken. Dankie vir die voorbeeld, Here, van Johannes, dat hy vir ons gewys het hoe U, Jesus, op aarde geleef het en hoe U en die Vader een was. Help ons om ook hierdie voorbeeld na te volg, om een met U te wees, om 'n intieme verhouding met U te wees. Help ons om te onthou, daar's net een weg, en Here Jesus, U is die weg. Help ons om agter U aan te loop en U te ken in alles wat ons doen. As ons U ken, Here, sal U ons paaie ook gelyk maak. Dit is ons gebed en ons wens. Ons vra dat U ons sal seën en sal help, en ons wil niks doen, Here, sonder U nie. Ons is baie lief vir U. Amen. Julle is welkom om na die afkondigings te kyk. Daar is 'n paar dinge wat gebeur. Die grootste daarvan is ons Kerssangdiens wat om die draai is. Ons sing uit hierna en jy is welkom om betrokke te raak. Ons musiekspan gaan 'n wonderlike program vir ons bymekaar sit. Ons jeug gaan deel wees en ons gaan ook gemeente ete na die tyd hou waar ons lekker saam gaan braai. Kyk na ons kommunikasie en kom geniet die dag saam met ons. Die Kerssangdiens is 9uur en ons kuier van na kerk af saam. Daar's lekker waterglybane vir die kinders en ons gaan lekker saam braai en eet. As jy kan help met bykosse, raak betrokke en dan koop ook gerus jou kaartjie vir die gemeente ete, die braai. Dit gaan so lekker wees. En dan hou ek ons kommunikasie dop vir die kalender wat uitgegee gaan word. Jy is welkom om een te neem en dan sien jy ook na alles uit saam met ons vir die jaar van 2026. Ons Desember dienstye, ons Kersdienstye is ook beskikbaar in die afkondigings. Kyk gerus daarna. Ons hou op Kersdiens kerk 9uur hier by die kerk en jy is almal baie welkom. En dan verder dink ons aan ons siekes, ons dink aan almal wat swaar kry, ons sê ook baie geluk aan almal wat verjaar. Mag die Here julle seën en mag hy naby wees in hierdie tyd. Ons sluit dan af met 'n lied waarin ons die Here loof en prys, 'n lied waarin ons sy grootheid, sy ewigheid vier. Hy wie ons ken, hy wie dwars deur ons sien. Kom ons sing dit saam. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, Heer. Kom U toe, Heer. Ons is gebroken, U die geneeser, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vrae, U is die antwoord. Ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, Heer. Kom U toe, Heer. Kom U toe, Heer. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die inwoning van die Gees sal by ons wees. Amen.